Alice het op die berg gestaan, sy het die bokkie uit haar rugsakkie uitgesit, laat hy in die laaste sonnetjie bietjie bak. Hy het van die grasies geëet en die mamma bokkie was verskriklik bly. En toe wag sy laat hulle weggaan, maar hulle het nie. En dit het aand geword, donker, die son het gesak in die verte. Sy was op die hoogste punt van die berg, besig om die laaste bietjie van die son te geniet. Toe weet sy, hulle kan eider hier in die grot ingaan, terug daar binne kan slaap vir die aand, wat dalk nie 'n slegte idee is nie, want sy weet daarom dis veilig daar binne, want in die verte het sy gehoor. Nou, dit was nie 'n jakkals nie. Dit was 'n wolf. En die wolwe bly eintlik in die woud. Maar hoekom is die wolwe nie in die woud nie? Wat 'n wolf is hier bo op die berg? En sy het gedink aan die verte sien sy wel 'n skaduwee beweeg. 'n Skaduwee in die skaduwee. En sy weet, sy dink dis die wolwe en sy is baie ver van Boerstefan se plaas. Wat gaan alles maak? So sy het die bokkie terug na haar rugsak gesit en sy het in die grot ingegaan. Maar die mamma bokkie was verskriklik onrustig. En toe besef sy, in hierdie grot gaan ons dalk nie veilig wees nie. Sê 'n wolf, baie nader en sy dink, o my genigtig. Hier moet sy uit. So Alice het gegaan en sy het 'n plan gehad. Sy het haar rugsakkie se skouerband afgeknip. Die skouerband aan 'n stok vasgemaak. Sy het dit gebruik as 'n sweep. Op die punt van die stok het sy 'n klip gemaak en nou het sy 'n stok met 'n band en 'n klip. Dit is 'n wapen. Julle! 'n wolf wou nader kom, maar sy het daai sweep gevat. Net so een slag, klap sy om. Sy het hom raak, julle, maar sy roer daai wolf op sy kop, dat hy sê, weg is hy. En toe weet sy moet plan maak. Sy kan dalk een wolf weghou, maar hoe gaan sy 2 of meer weghou? En wolwe is pakdiere. Weet jy wat beteken pakdiere? Baie. Hulle is baie. So die wolf het net so en weghardloop. En 'n vreemde geluid gemaak. Maak daai wolf, julle, en toe, hoe klink dit? Die hele berg vol en sy weet, hier's moeilikheid. Hulle moet by die berg afkom. Maar daai bokkie, se horing, het helderder gegloei. En sy het geweet, wel, mamma bokkie, hierdie wolwe is agter ons aan, is nou ek en jy. Hierdie kleintjie in my rugsak. Hier moet ons wegkom, so die eerste plan was binne in 'n boom te klim, maar wat maak die mamma bok as Alice binne in 'n boom is? Sy het niks, sy het moeilikheid, en toe weet sy moet met die kraanse af, maar dit is piknag donker, julle. Sy kan nie sien nie. En as dit donker is, lig, vuur. Alice kry daar 'n paar stokke bymekaar. Sy pak hulle reg in die ingang van die grot. En sy gebruik 'n lighter. En sy steek stok aan eers grasie aan die brand, en van die fyn grasie, van kleiner stokkies het sy groter stomp op, en nou is daar 'n vuur in die mond van hierdie grot. Die wolwe gaan nie inkom nie, solank as wat die vuur brand. Maar sy besef die hout is buite, en sy is binne. Hoe gaan hulle veilig bly? Die klein bokkie het begin bler, seker honger. Hulle het gras ook nodig. In hierdie grot is geen kos nie. Maar toe hoor sy in die grot agter haar. Wat? En sy klink dit soos vlerke. Ja, vlerke. Vlermuise. Alice hou nie van vlermuise nie. Niks. Die rook van die vuur het die vlermuise begin pla in hierdie grot. Hulle het uitgekom met 'n verskriklike spoed. Nou met hierdie spoed het die wolwe wat voor die grot gestaan het ook uit die pad uitgespring, want hier kom hierdie vlermuise. En in hierdie warboel is Alice en die mamma bok, saam met die vlermuise, uit by die grot. Hulle het net gehardloop. So gou as wat hulle kan. En toe die wolwe, maar nog voor hulle weet, is Alice al verby en hierdie mamma bok. Julle en hulle go. In die nag hardloop hulle. Maar daarom dit was 'n redelike maan wat geskyn het en hulle kon so 'n bietjie gesien het en die bok se horing het weer begin gloei, net soos aangesit. Hulle kon sien, maar dit beteken die wolwe kan hulle ook sien. En die volgende oomblik, boem! Hardloop Alice in 'n sagte bos vas in 'n boombas in 'n ding en 'n beer reg voor Alice. Staan die grootste beer wat sy ooit gesien het. Sy het nog nooit 'n beer hier naby gesien nie. Hoekom is die beer ook nie in die woud nie? Julle, en die beer het gegrom. Soos 'n maling, so groot dat Alice dink haar hare het begin agtertoe beweeg. Die bokkie het reg by die beer gaan staan.
asof die beer vriendelik was. Alice het nie geweet wat gaan aan nie. Sy wou weghardloop, maar die bokkie het om haar gehardloop en nog gekeer en dan nader aan die beer toe gedruk en die wolf het gekom tot by die beer. Nou daai beer het gebrul so hard as wat hy kan. Die wolwe was te bang en het weggebly. En Alice het gedink, hierdie is baie vreemd, sy het nie idee wat gaan aan hierso nie. Eers die bokkies was vreemd, toe die wolwe uit die woud uit. Nou is hier 'n groot beer. Toe die wolwe weg is, het die beer omgedraai en afgebuk met sy kop. Julle, sy kop was so groot soos amper soos 'n sitkamerbank. Alice het opgeklim. Van die beer het sy snoet reg teen hom vasgedruk. Sy het in sy sagte warm hare vasgehou. Hy het sy kop opgetel en raai wat? Die volgende oomblik rys sy op die beer. Die mamma bokkie het voor haar gedraf. Die baba bokkie was in haar rugsak. En toe sy in koekeloer slaap hy en sy nou weet, hulle is rustig, hierdie beer is vriendelik. Sy wil graag by die huis uitkom. En die beer het in die rigting gestap van die oerwoud, nie die plaashuis nie. Kort paadjie by die berg afgeken, 'n baie slim paadjie in die middel van die nag. Maar daar was moeilikheid. In die rivier, waarby hulle gekom het, waar die beer oorgegaan het. En daar was 'n boom, maar een massiewe groot voeler, soos 'n seekatvoeler, soos 'n seekatpoot in die rivier, dis baie vreemd. Gryp die tak wat die beer gebruik as 'n brug, terwyl hulle oorstap, en ruk hom af. Kraak daai boom. En die beer val in die water, saam met Alice, saam met die bokkie, saam met die mamma bokkie. Dis 'n gebler en 'n gespartel en 'n gespat en 'n massiewe groot arm lig op. En dit het gevoel soos 'n seekatarm. Gryp vir Alice om die lyf. Maar die beer het gebyt. En gespartel. En beklei en gestoei. En 'n krokodil het gekom en Alice het geweet, o, gats, hulle gaan nie seekat en 'n krokodil kan veg nie. Hoekom is daar seekat in die rivier? Hoekom is alles so vreemd? Het Alice geroep. En die krokodil het geswem reguit in die seekat vas. Die seekat vasgegryp. Die beer het ontsnap saam met Alice. Die bokkie, die mamma bokkie het afgespoel in die rivier. Hulle weet, o, gats, daar's 'n waterval. Hulle swem toe agterna. Hulle kry die mamma bok op die laaste klip net voor die waterval afgaan. Maar kyk, daai seekat het daai krokodil met sy tentakels opgetel en geswaai. Oor die water geskiet het hy op soos 'n skaats, soos 'n waterplank, soos 'n surfboard. En hulle almal is oor die waterval, af in die water. Geval tot onder in 'n poel. Alice het geweet sy is nou baie ver van die huis af. Hoe gaan sy terugkom by die huis? Teen die water uitgeklim, teen die wal uitgeklim, is Alice op die beer, maar die beer is bly het oorleef, maar sy kan sien, nou, die beer het 'n bietjie seer gekry. Sy poot is seer, ek dink die seekat het hom beet gekry. Mamma bokkie is daarom daar en sy tel hulle weer uit en die baba bokkie is daarom veilig. Nou sit hulle op die kant van die rivier. Hier is baie vreemde diere. Alice weet nie wat gaan aan nie, en oorkant hulle in die maanlig is 'n skaduwee van 'n baie groot voël. Alice het nie idee wat dit is nie, want die moenie sulke groot voëls wees nie, al wat in die aand rondvlieg is 'n uil. Die beer het opgekyk en bangerig gelyk. En Alice weet, o gats, ons is nie meer veilig nie, hier moet ons in die woud ingaan. So waartoe is hulle? In die woud in. En sy weet, haar oupa hulle gaan nou al bekommerd wees oor haar hele, en die vreemde ding is, toe hoor sy in die agtergrond 'n bakkie ry. En sy dink, hoekom nie toe sy na oupa dink is hy hierso? Boer Stefans kom regtig hier aan met 'n bakkie. In die woud is ligte. En 'n geroep, Alice! Roep boer Stefans. Julle, die volgende kom die bakkie daar afgery. Alice het net, sy wou waai en sê, oupa, kyk, ek is saam met 'n beer en 'n bokkie, en die ligte van die bakkie val oor haar, met die draai van die pad, en oupa klim uit, hy is verskriklik bly, en sê, oupa, kyk, saam met wie is ek, en hy soos, maar jy's alleen, en sy draai om, en ons nie 'n beer nie, nie 'n bok nie, niks. Sy kyk in haar rugsakkie, en daar's 'n klein bokkie. Sy sê, oupa, kyk hierdie bokkie. En oupa het gekoeloer en gesê, o gats my kind, weet jy wat beteken dit? Al die vreemde diere kom uit die woud uit.
Want hierdie bokkie is die laaste een van sy soort, en jy sal, kom ons gaan huis toe, en vertel ek jou die storie van die klein bokkie, want dit is baie donker, en ek kan nie vir jou vertel, maar dit is koud my kind. Jy sê, daar was saam met jou 'n wat? Sy sê, oupa, 'n beer. En oupa sê, ja, die beer se naam is Ruggus. Kom, ek gaan wys vir jou 'n storieboek. Ek gaan wys vir jou 'n storie, wel nie 'n regte storieboek nie, 'n geskiedkundige boek. Dan gaan ons dit alles uitvind. Julle nou sy's daai ons boerstefons gaan wonder. Die oupa die laaste vraag, hoe het oupa geweet ek is hier? Hy het gesê, my kind, ek het hier 'n kompas. Die kompas het net water in, met klomp blinkers in. Lyk so sterretjies. Het jy sulke water gesien? Ja, oupa, naai. Hy sê, ja, in daai grot waarin jy ingegaan. Jy was seker daar binne in die rivier. En hierdie blinkertjies beweeg almal die hele tyd in die rigting van die bokkie. En ek het geweet, jy is by die bokkie. Maar kom my kind, ons moet huis toe gaan. Laat ek jou die verhaal vertel van Ruggus en hierdie bokkie.